Vir enige paartjie wat besig is om hulle droomtroue te beplan, is die Ex-verloof-uitstalling 'n datum om op die kalender te merk. Op 1 en 2 Augustus bring die gewilde bruidsuitstalling van die land se beste trouverskaffers onder een dak saam. En as dit nie genoeg is nie, is die splinternuwe Wedding Guide 2027 ook pas bekendgestel. Nou om meer te hoor, gesels ek nou met Inge Prevost van Bruidsgids. Baie welkom hier by ons vanoggend. Dankie Elsa, is lekker om hier te wees. Goed, Inge, vir iemand wat nou nog nooit die Ex-verloof-uitstalling bygewoon het nie, wat presies behels dit? So die Ex-verloof-uitstalling is 'n wonderlike geleentheid vir paartjies om bietjie meer te kan leer oor verskaffers in die trouindustrie. Soos ons gesê, ons het 80 verskaffers vir hulle gaan wees en dis 'n lekker dag vir hulle net om bietjie inspirasie te kry, bietjie die hart en mense agter die besighede te kan ontdek en te kan leer ken en ja, net half die missing elemente van die dag te kan kry ook vir hulle troubeplanning. En is daar iets uniek wat die besoekers hierdie jaar kan verwag? So by hierdie jaar se uitstalling, ons doen, soos ek sê, ons het die Ex-verloof, ons het ons goodie bags wat ons doen, so die eerste 300 bruide elke dag kry die goodie bags, wat 'n lekker geleentheid is vir hulle om verskeie verskaffers so ook te kan ontdek. Ons het ook 'n spa waar jy nek- en handmasserings kan kry. Ons het ook kunstenaars wat musikante in die trouindustrie wat ook gaan optree en ja, dis net 'n lekker geleentheid om bietjie meer te kan sien wat daar is. Hoekom sou jy sê, is dit so 'n ander soort ervaring as om verskaffers bloot aanlyn te soek? So dit is baie belangrik want ons is in 'n industrie waar dit baie sosiale media en so aan is en dit kan nogals oorweldigend voel met al die inligting daar buite. Maar ek moet sê hierdie gee 'n geleentheid vir bruidjies om weer eens 'n in-persoon ontmoeting te kan hê. Die vrae te kan vra wat hulle graag wil hê en ja, net 'n bietjie meer die mense agter die besighede, die ontwerpe en bietjie meer in die industrie in te kan gaan so. Watter trouneigings sien julle vanjaar die meeste? Is daar miskien spesifieke style of temas wat 'n bietjie meer uitstaan? Ek moet nogal sê daar is baie temas daar buite, maar daar is 'n fyn neiging na meer individualistiese troues. Bruide wat meer hulle verhaal wil vertel en oordra en eerder meer die ervaring van hulle gaste uit te beleef eerder as om 'n groot troue te kan hê. So kleiner troues, meer intiem troues wat die verhaal van die paartjie eerder deel. Goed, het jy miskien enige wenke vir paartjies wat nou hierdie uitstalling wil bywoon? Jy weet, is dit miskien beter om met 'n plan daarop te daag? Ek sal sê ja, moet nou nie jou A tot Z heeltemal uitbeplan nie, want dit is hoekom hierdie exhibition daar is. Dit is 'n geleentheid vir jou om weer eens te kan sien wat is daar in die industrie en wat jy dalk benodig. Maar kom, beplan bietjie voor die tyd, kry inspirasie, kry jou vrae reg. As daar verskaffers is wat jy weet jy kort nog, gaan kyk 'n bietjie op sosiale media, ons sê wat se verskaffers is daar, gaan sien 'n bietjie wie gaan daar wees en ja, soos ek sê, as jy vroeg die oggend daar is, kry jy ook 'n goodie bag en in hierdie goodie bag is daar ook soveel bronne van inligting daar binne wat jy kan huis toe vat en dan rustig verder deur dit verwerk. So ja, kom so of semi met 'n plan, maar geniet ook die dag en die ervaring wat dit bied. En ek moet vir jou sê, as ek so na jou luister, dan klink dit vir my asof dit regtig net baie gerieflik is, jy weet, vir diegene wat nou wel 'n draai daar kom maak. Goed, nou ek het vroeër verwys na die nuwe Wedding Guide wat ook nou onlangs verskyn het. So vertel ons so 'n bietjie meer daarvan, van hierdie spesifieke uitgawe. Ja, so die Wedding Guide is regtig iets kosbaar. Dit is iets wat ons as 'n span so lank aan werk en so trots oor is. Hierdie is ons 21ste uitgawe wat ons uitbring van die Wedding Guide en ja, dit is 'n tydskrif net vol inspirasie, artikels, inligting en dit gee net ook daai nodige inligting daar buite vir bruide om te kan weet soos wat is die modeneigings, wat is die relevante verskaffers in hierdie tydperk. So ons is baie trots op hierdie Wedding Guide en ja, dit was net 'n wonderlike ervaring om dit saam te kon stel. Maar nou wil ek vir 'n oomblik stil staan by die voorblad, want Nike Pretorius is op die voorblad. Waarom was sy die perfekte keuse gewees? So toe ons begin beplan het aan die Wedding Guide, moet ek sê ons het altyd dan dink ons okay, wie is die voorbladmodel want dit neig ook baie in watter rigting ons gaan en Nike het net op die perfekte tyd in ons skote geval want in daai beplanningsfase het ons sosiale media dame na my toe gekom en sy het gesê Inge, Nike is verloof. En ek soos dat sy no problem, ons het haar gekontak en sy het ingestem en dit is 'n wonderlike tyd want sy is tans 'n bruid besig om haar troue te beplan en dit het net baie relevant gevoel
voel teenoor ons bruide wat nou in daai fase is. En Nike het net hierdie, hoe kan ek dit sê, bron van inspirasie, boonbehalwe dat sy 'n wonderlike persoon was om mee te werk, 'n sprankelende net geaardheid wat sy het, was sy ook hierdie stunning persoon om haar storie te deel en dat bruide ook net kan relevant voel met haar goedjies. Sy het ook haar sosiale media vermaak vir mekaar, waar sy ook haar hele trou journey deel met bruide, so dit het net perfek gevoel om haar dan deel te hê van ons Wedding Guide tydskrif hierdie jaar. Nou, waarom sê jy sê, is 'n gedrukte trou of bruidsgids liewer in vandag se tyd nog steeds waardevol, terwyl, jy weet, mense 'n bietjie oorbeweeg na die aanlyn manier van dinge doen? Ja, so aanlyn en sosiale media is 'n wonderlike bron van inspirasie, maar 'n mens kan baie oorweldig voel met die inligting wat daar buite is. Waar die troutydskrif is 'n gids wat jy het, waar jy kan rustig sit, waar jy waardevolle weer eens inligting kry, bronne, artikels, inspirasie. Ons het soveel inspirasie daar binne van editorial shoots wat ons doen om bietjie bruide te kan inspireer vir hulle troudag. En boonbehalwe dat daar al hierdie inligting is wat waardevol is daarvoor, kry jy ook verskaffers wat jy weet wat hoe kan ek dit stel, verskaffers wat goed is en wat jy weet jy kan vertrou en half al klaar jou in 'n rigting inneig om te kan weet en ja, nie oorweldig kan voel met al die inligting wat daar buite is nie, maar te voel dit is daar by mekaar en jy kan rustig daardeur werk. So ek sal vir die tydskrif is nog steeds so 'n wonderlike manier om dit deel van jou troubeplanning te maak. En ek dink daai vertroue is so belangrik, jy weet, wat jy daar uitsonder. Beslis. Nou, ek het 'n voeltjie oor vlei dat daar ook 'n begroting deel was van die vorige uitgawes. Is dit ook deel van hierdie uitgawe en waarom dink julle is dit so belangrik om dit in te sluit? Ja, so ons het 'n begrotingsbeplanning wat baie, ek moet sê, dit vat baie tyd en ons doen soveel navorsing daaroor. Ons vra vir soveel verskaffers in die industrie oor dit. Wat sal hulle sê is belangrike goedjies om in ag te neem vir jou troue? Wat is hoeveelhede wat jy moet in ag neem en dan hoeveel dit gaan kos? Want dit help ook bruidjies om te kan sien wat is die neiging daar buite. So dit gee hulle 'n geleentheid om te kan sien wat moet hulle budget daarvoor, hoe kan hulle dit beplan? Al daai goedjies, net sodat hulle ook sien dat hulle nie uitgebuit word nie, maar dat hulle ook nie voel dat hulle met hierdie klein hoeveelheid eenkant sit daarvoor nie, maar dat hulle kan weet soos wat is hulle algeheel die troue en wat dit gaan kos en wat hulle kan hulle self net voorberei vir. Nou wil ek terugbeweeg na die uitstalling toe vir 'n oomblik. Ja. Waarom sou jy paartjies aanbeveel en nooi om daai uitstalling by te woon? So ja, die Ex-Verloof uitstalling weer eens, dit is 'n gesamentlike geleentheid waar soveel verskaffers in die industrie bymekaar kom, hulle deel hulle dienste, hulle produkte en die inligting wat hulle buite het. En boonbehalwe dit het ons soveel kompetisies oor die naweek. Ons het ons skattejag kompetisie waar bruidjies kan kom registreer en dit help hulle want hulle kan sien presies wie is al die verskaffers wat daar gaan wees en hulle kan dan moontlik hulle troublomme en dekor wen. Ons het ook 'n kompetisie waar jy 'n trourok kan wen met Karen Couture. So dit is 'n lekker manier ook vir 'n bruidjie om net bietjie daai inspirasie te kry en moontlik haar trourok te kan wen. En ja, daar is 'n lunch special wat ons ook vir die mans het, so die mans kan hulle self ook geniet. Jy gaan plak hom net neer by Spur en dan kan hy homself geniet en ja, so dit is beslis ietsie wat lekker is en weer eens dan kan bruide die nodige inligting gaan kry wat daar is. Hulle kan gesels met die verskaffers, hulle kan leer oor die verskaffers, hulle kan die verskaffers se harte en ook net wie hulle is en wie in die besigheid en klaar daai verhouding bou, dat hulle weet dat hulle iemand het wat hulle kan vertrou en 'n pad saam kan stap tot hulle troudag. Goed, ons het 'n paar sekondes oor, maar waar kry ons meer inligting en kaartjies in die hande? So die Ex-Verloof is 'n gratis exhibition, so jy hoef glad nie enige kaartjies te koop nie. Jy daag net op, jy kan jouself bring, jy kan jou man bring, jou vrou bring, jy kan jou vriendekring bring, jou ouers. So kom asseblief almal en jy sal meer inligting kry op ons webwerf. So dis Ex-Verloof, daar het ons al die inligting wat nodig is, sowel as ons sosiale media voordele, ons sosiale media waar jy kan gaan kyk, Ex-Verloof en bietjie meer inligting kry oor wat se verskaffers daar gaan wees, wat se pryse daar gaan wees en wat jy alles kan verwag. Inge, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie, ek waardeer dit vreeslik baie. Goed, so bly ingeskakel want ons is net hierna terug by Goeiemôre. Good morning.